Goeiemôre, medeboere van reg oor Suid-Afrika. Welkom by 'n Afrikaanse uitsending. Ons gaan probeer om so 'n bietjie meer Afrikaans te doen. So, hierdie video gaan oor Rusland en Oekraïne en wat daar aangaan. Ons weet dat Trump het probeer om die manne so 'n bietjie kalmer te kry. So hy het voorgestel 'n ceasefire vir 30 dae. En beide van die partye het toe besluit dat dit is 'n goeie opsie. Ek weet dat Putin het gesê dat hy is bekommerd oor wat Oekraïne in hierdie 30 dae gaan doen. Wat gaan hulle doen? Gaan hulle nog wapens inkry? Gaan hulle nog soldate inkry? Gaan hulle self herorganiseer om dan verder aan te gaan? So, Putin is baie bekommerd oor dit. So, soos ek dit verstaan op die stadium, is daar nie 'n 30 dae ruskans vir die ouens nie. In die laaste week of so het Rusland meer as 12 klein dorpies oorgevat. Hulle is besig om nogals vinnig te beweeg. En intussen het Amerika se Trump het al die gelde en die uit wat hy vir hulle gegee het hy opgeskort of gevries vir nou. Maar nou wat nou gebeur het is nou het die Europese goewermente het besluit dat hulle gaan nou die gaping vul, die finansiële gaping en die hardeware gaping gaan hulle vul wat Amerika gevul het. En ewe skielik praat die goewermente van Europa praat van grootskaalse oorlog. Hulle wil mense soontoe stuur, hulle wil meer betrokke raak, daar is biljoene euros beskikbaar gemaak vir Oekraïne. So dis baie duidelik dat die Europese leiers wil voortgaan met hierdie oorlog. En nou ek is nou nie 'n siener van Rensburg kenner nie. Ek het so 'n bietjie al opgelees oor dit en ek het 'n oorsig begrip van die tydlyne en hoe hy dit verduidelik. Die rede hoekom ek nie so studie gemaak het van dit nie, is bloot vir die feit dat daar is verskillende interpretasies vir verskillende visies wat hy gehad het van verskillende mense af. En ek sukkel partykeer om die interpretasies tot harde te vat, want as ek na 'n ding kyk, dan gaan ek vir jou sê dis rooi, maar jy kan dalk vir my sê, maar dis meer 'n oranjerige, rooierige, dis nie, julle verstaan wat ek probeer sê, die persepsie en die manier hoe ons sekere goeders doen verskil. En daar's niks fout daarmee nie. So as jy gaan kyk na wat sieners sê, sieners sê vir ons dat die Russe gaan Europa inval, hulle gaan groot bomme gooi op Engeland, en hulle gaan dan so ver gaan as Turkye. So, as siener reg is, versus wat die Europese Unie tans doen, deur te sê dat daarsoos vir julle nog geld, daarsoos vir julle nog hardeware, en ons gaan vir julle soldate gee, moet ek vir julle sê, dink ek, is die voorspelling relatief akkuraat. So, ek meet dit maar persoonlik, meet ek dit maar aan wat hy gesê het. Ek werk nie 100% op dit nie, maar dan vat ek daai lyn en ek sê, dit is besig om te gebeur. In die geval mag dit dalk plaasvind dat Rusland verder gaan as wat hulle tans is. En dit is as gevolg van die feit dat die Europese goewermente nie wil terugstaan en sê, luister, hierdie shit moet nou stop, kom ons praat daaroor, kom ons probeer 'n manier uit hierdie oorlog uitkry nie. Hulle wil, die Engelse naam is, hulle is warmongers, hulle wil aangaan met die oorlog. En vir Europa is dit verskriklik stupid, want hulle gaan daai plek verwoes. Dit gaan weer soos 'n, hulle reken, dit gaan derde wêreldoorlog wees. Anyway, dis ons daai, julle moet 'n lekker dag hê, like, subscribe, 'n goeie comment, die kanaal is 'n bietjie besig om te groei, en dit is vir ons lekker om met ons mense te kan praat. God seën vir almal.